Jy kry taf en dan kry jy taai en daar is niks so taai soos 'n boer nie. Moereboer is groter as ooit, met 28 boere van reg oor die land. Hierdie boere word opgedeel in 2 spanne van 14 en elke span kry 'n hoofafrigter. Gemengde vegkuns vat 'n leeftyd om te bemeester. Hierdie boere het 6 maande. Op die 20ste September gaan hierdie 28 boere in 14 boeregevegte krag meet. En ons sal net een moereboer kampioen wees. Hierdie is Moereboer. In hierdie episode van Moereboer kyk ons na die volgende 5 gevegte op die voorlopige kaart. Nou begin ek uitsien. Ek is nou reg vir die ding, ek hoop hy's reg. Dis bietjie op die senuwees, bietjie op die tone. Dis vandag die groot dag, koesdag. So 'n paar triks op die mou. Voel goed. Senuwees is bietjie daar, man. Dis normaal, maar moes opgewonde. Ek is reg vir dit hard gewerk. Nee, opgewonde. Dis nou tyd. Jene is lank se werk en dit alles kom op tot een dag. Baie opgewonde en bly ons kan die harde werk is nou verby, die lekker deel lê nou voor. Ek sien baie uit na die kruit. Hoopelik kan ek vanaand wys wat ek ingesit het vir die afgelope paar maande. Die laaste 6 maande was lekker. As kyk die hele proses jy baie goed geleer van jouself en oefening en lekker gewig verloor en fiksheid en jou kop. Ons is bly dis nou hier. Dit was 'n taai 6 maande. Hierso het jy nou 'n mikpunt gehad om voor te werk en jy het deurgedruk en dit het jou lewe net verbeter. Selfs in jou werk is jy meer fliks en jy doen meer goeders en dis alles te danke omdat jou liggaam net beter is. So die Moereboer het my lewe regtig heeltemal verander en dit baie beter gemaak in die opsig dat jy net baie meer gekommit is aan alles wat jy doen. Ek het nou met die ouens 'n gesprek gehad. Almal is excited, almal is reg. Ek is opgewonde vir die aand. Ek dink dit gaan 'n amazing aand wees. Die oefening is een ding. Wat op die aand gaan gebeur, iets heeltemal anderster. So ek sien dit as 'n heeltemal aparte ervaring. Ek het nou met die ouens gepraat oor wat ek graag wil hê vir die aand en ons gaan dit nou bestuur geveg vir geveg. Ons het 14 gevegte waarvan ek graag almal wil wen. Ek wil graag hê elke liewe ou moet sy geveg kan wen. Dis nou fokus, opwarm en dan se koestyd. Ja, ons wag al 6 maande vir vanaand. So ja, sien uit hè. Manne lyk goed, almal lyk reg. Ons sien hoe werk die senuwees vanaand daar in die kruit. Ja, ek dink ons vat 'n paar van die fights huis toe vanaand. Bly in die moment. Moenie probeer goed doen wat jy nooit gedoen het nie. Moenie iets nou probeer niets leer nie. Gaan doen wat jy doen en doen dit goed. Ja, is reg vir die ding. Hard gewerk 6 maande. En ek glo ou gaan die vrugte daar buite pluk. So ek doen dit vir my oupa, hy's dood. 14 Februarie. Klaasie Inelbreg. Dis vir jou oupa. Lief jou baie. Die volgende geveg is geskeduleer vir 3 rondes van 3 minute in die middelgewig divisie. Vir ons eerste vegter van die blou span. Hy boer met Akademias vanaf die plaas Nelspruit boere Nelspruit. Hy staan 186 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Christoph Menora Snoet de Kok. En sy opponent van die rooi span. Hy rol met beeste, koring en mielies vanaf die plaas Bloubos Kuil Makwasi. Hy staan 172 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Martin Bergbee Bielefeld. Hierdie geveg is met trots geborg deur Werkie. Dat sê dames en here, ons is reg vir ons 5de geveg van die aand. Martin, ons oudste deelnemer hierdie seisoen, 41 jaar oud. Voor die tyd het hy gesê hy's reg om hierdie jong man aan te vat. Staan vir niks terug nie. Aan die gang nou.
Martin kom baie aggressief in aan die begin. Hou mekaar vas daarso. Martin gaan vir 'n guillotine. Ons het al 'n paar guillotines gesien vanaand. Hou vir Christo vas. Christo dryf hom teen die hok. Martin mooi omgedraai daarso. Predentlik gedoen. Christo de Kok, o my aarde. Hy het vir Martin op die grond. Daai was nou 'n vieslike slam gewees. En hy gaan vir sy eie guillotine. Daai guillotine is in. Sy arm is in. Nie 'n maklike guillotine om te eindig nie. Maar dit lyk asof Christo hou hom bietjie lank vas nou. Weet nie of hy hom hier kan klaarmaak nie. Martin moet hierso probeer uithou. Christo knyp vir al wat hy werd is, jy kan sien. Martin moet nou rustig raak. Sy ken probeer teen sy bors druk. Daar's nie veel wat hy kan doen nie. Hy moet maar eintlik net wag vir Christo se arms om bietjie moeg te word. Christo, daar is hy en hy kom uit. Christo se arms bietjie begin seermaak daar, maar hy het vir Martin op die grond teen die hok vas en hy begin hom hard slaan. Weer sy arm om die nek. Goeie body shots. Daai kan dividende betaal. Sal hierdie geveg langer aanhou. Groot regterhand. Martin's op die grond. Dit is dit, dames en here. Christo de Kok. Dominant van begin tot einde. Kry die guillotine in. Martin, absolute respek vir hom. 41 jaar oud en hy kom hierso in. Wys hy staal, dit vat 'n baie spesiale persoon om dit te kan doen. Baie geluk Christo de Kok. Ek kan nie, daai guillotine het hom uitgeput, maar hy maak tog aan die einde klaar. Hy kan trots wees op daai. Maar selfs met die wen, man blaas, ek is seker sy arms is baie seer. Martin lyk daarom asof hy okay is, op sy voete. Altyd goed om te sien. Dames en here, die skeieregter wat die geveg stop op 1 minuut 44 sekondes met 'n TKO vir die wenner, Christo de Kok. Christo, jy het weggespring met 'n groot tempo. Daai choke het mooi gewerk. Hy het baie mooi gewerk. Wat jy mense sê van Nelspruit? Nee, maar net baie dankie dat julle almal gekom het van ver af. Al die ondersteuning was my ongelooflik geweest. 'n Lekker experience. Wel dan my show geniet hom. Christo Menorashoot de Kok. As hy. Ja, ek dink dit is reg vir die ding. Van die ouens het al gewen. En ja, vir ek volgende op die lys. Voel gemaklik. Ja, reg. In daai tyd gaan ons 'n brandewyn drink.
Die volgende geveg is geskeduleer vir 3 rondes van 3 minute in die lig swaargewig divisie. Vir ons eerste vegter, Blou span. Hy boer met beeste in wild by Marakalalu in die Tuliblok. Hy staan 185 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Jaco Tuliblok van Niekerk. En sy opponent in die rooi span. Hy rol met wyndruiwe, eie en sitrus vanaf die plaas Kloppersbos Woester. Hy staan 186 cm in sy voetjies. Sit dit bymekaar vir Dani Guggelvrug Visser. Hierdie geveg is met trots geborg deur Grand Designs. En ons is af. Jaco van Niekerk, al die pad van die Tuliblok af. Maar hy het sy hand seer gemaak vroeër in die seisoen. Maar hier is hierdie twee kom by mekaar met teen 'n boesjespoed. En in die middel van die ring nou. Dani kry die takedown, vat 'n tipe van 'n halfguard daar. Dani wat daar 'n paar houe geëet het, maar hy's op. Jy kan sien Jaco is nie lus om op die grond te wees nie. Hy wil net hier staan met hom. Daai skop na die been toe. Eina. Wel gedaan daar. Daar's weer op die been. Jy kan sien hy op die hammy. Derde keer. Oei, maar Jaco kom terug met 'n goeie jab. Hy kry sy respek terug nou met daai jab. Ons het vroeër daaroor gepraat. Ek bedoel net jou houe reguit hou, wys reg. Maar lekkie wat klaar, jy kan sien op Dani se been op die linkerbeen. Daai is 'n bietjie van 'n rooiigheid wat daar ontwikkel. Harde regter, stryd harde regter. Jaco moet net sy linker wat mooi connect. Wow. Weer 'n regs deur Jaco. Hy het een move, maar goodness het werk. Christo, desperate skoot van hom. Oh, Jaco maak op die keer 2-1. Hy weet nie wat dit is nie. Dis verby. Dis verby. Jaco van Niekerk van die Tuliblok. Wel gedaan meneer, jy kan baie trots wees op daai oorwinning. Net die basis goed reg doen. Hy het sy houe reguit gehou. Hy het sy spasies, sy timings was reg, sy ritme was reg. Dis hoe jy jou eerste fight wen. Nadat hy sy hand seer gemaak het vroeër die seisoen, maar laat dit hom nie stop nie. Altyd lekker om te sien hoe die vegters respek betoon aan mekaar, goeie sportmanskap. Hulle omhels daar in die hoek van die cage. Wel gedaan albei van julle manne. Dames en here, die skeieregter wat die geveg stop in ronde 1 met 1 minuut 42 sekondes verstreke vir die wenner met 'n TKO van die blou span, Jaco Tuliblok van Niekerk. Jaco, jy het mooi afgeskop met 'n paar lekker leg kicks en reguit houe. Hoe voel jy? Ja, lekker moeg, maar alright. Ja, daarom met die fiksheid nou weer dit gewerk. Dit mooi gelyk, baie geluk my vriend, gekry veel brandewyn. Dames en here, Jaco Tuliblok van Niekerk. Voel goed, nou net begin met die opwarming.
Lekker asemhaling is goed. Voel gereed. Ja, ek sal daai. Ek het nou die dag teen 'n koedoegmes geskiet. Dat is baie nervig. Nee, die aand is lekker. Is redelik soos ek het gevisualiseer het, soos dit in my kop afgespeel het, ja. Die volgende geveg is geskeduleer vir 3 rondes van 3 minute in die swaargewig divisie. Die eerste vegter in die blou span. Hy is tweemiddags met beeste vanaf die plaas De Klerk boerdery Boskop. Hy staan 197 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir JP Rooskuif De Klerk. En sy opponent van die rooi span. Hy stoei met mielies en sojabone vanaf die plaas Kruitfontein Botawil. Hy staan 190 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Erik Kombuislig die Jager. Hierdie geveg is met trots geborg deur Waterplesier. Erik het gesê hy sal graag hierdie geveg op die voete wil hou. Hy is nie verskriklik lus vir stoei nie. Kom ons sien hoe gaan dit. JP lyk so rustig vir my. Lyk asof hy lus is vir hierdie. Goeie reguit hou deur Erik. Hy 1-2. Woew, maar JP kom terug met 'n groot linkerhou. Erik moet versigtig wees hier. Joi! Erik kry die takedown. Hierdie manne wat nie teruggaan nie, dit lyk soos 'n normale aand daar iewers in Botawil. Hy's uit. Oh my goodness. JP De Klerk. Kyk 'n bal meneer, kyk 'n bal, daai was pragtig. Liewe aarde, Erik is nog op die grond. Sy oë is darm oop, lyk of hy by ons is en die dokters sal mooi na hom kyk. Dames en here, die skeieregter wat die geveg stop na 30 sekondes vir die wenner met 'n guillotine choke in die blou span, JP Rooskuif De Klerk. JP, ja, wil dit gebeur hoor. Dit was 'n vinnige enetjie. Ja, maar ons het lankal vinnige fight wees. En gelukkig het my kant toe gegaan. Dis fantasties. Jy het 'n lekker crowd hier, so jy moet vir hulle dankie sê. Dankie vir al my ondersteuners. Dankie. En hy chommies my oor huis wat so hard vir my skree. En die mense wat my getwyfel het. Julle kan maar loop. JP Rooskuif De Klerk.
Nee wat, senuwees is lekker op, maar ek sien uit. Ek dink dit gaan lekker wees. Roosman is besig om te wen. En ek dink sy het bly wat ek geoefen het en net my kop hou, rustig bly daar binne en dan alles glad verloop. Verder kan ek nou niks meer doen nie, maar alles het ons geoefen het en tyd ons ingesit het. Nee, verseker as ons na die vorige fights kyk, almal het hard geoefen, maar my sien in hierdie sport raak mens redelik vinnig moeg. Maar ek seker Franco het 'n paar brandwyne gevat voor die fight, so hopelik hou my gas tank langer as syne. Nou, en dank my vir GoPro om verloop te raak hierna. Ek dink ek stres meer met dit as vir enigiets anders is. Maar hopelik sê sy ja en dan kan ons dan daar op pad. Dames en heren, die volgende geveg is geskeduleer vir 3 rondes van 3 minute in die swaargewig divisie. Vir die eerste vegter, hier 'n louspan. Hy stoei met sitrus en macadamias op die plaas Bardamia boerdery Barberton. Hy staan met 180 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Kabous Stoffard Engelbrecht. En sy opponent in die rooi hoekie. Hy stoei met soja, suikerbone en mielies vanaf die plaas Vlakspruit Standerton. Hy staan met 201 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Franco. License please, Kasselman. Hierdie geveg is met trots geborg deur Guthrie. En hulle is af. Yes, die manne wat hard swaai. Kabous, groot uppercuts. Kabous, punch, kop om. Harde leg kick oor 'n land en 'n mooi uppercut. Dit lyk nie asof te veel deurkom na Franco se gesig nie, maar Franco word tog getref in die lyf. Oei, daar's groot walwiele nou. Groot overhands deur Kabous. Kabous reguit. Dit lyk asof Kabous se skote kom van links, regs, bo en onder, alles op dieselfde tyd. Alles, dit lyk soos 'n spinnekop wat doen gekry. Dis ongelooflik. Daar plant 'n paar op die neus te gesien. Op die neus met die oë nou gaan bietjie waterig maak. Harde leg kick. Franco is gesny. Baie seer. Kabous het 'n regterbeen wat nie skrik vir enigiets nie. Ek weet nie wat het hy geoefen nie. As ek Kabous was, het ek nog bietjie terug gestaan en gegaan met die face. Ek dink hy op die neus en die sny wat hy het irriteer sy oë. Hy kan nie sien nie. Hy gaan met homself verdedig. Die ref gaan stop. Dis verby. TKO Kabous Engelbrecht, wel gedaan. Morney Visser mis nie. Hy het gesê Kabous is een om vir te kyk en dames en here, daar sien julle hoekom. Hy's korter, hy's kleiner, maar hy staan nie terug nie. Wel gedaan Kabous. En alle respek vir Franco Kasselman. Dis nie elke man wat hier kan instap nie en doen wat die manne doen nie. Dames en here, die skeieregter wat die geveg stop na 1 minuut 6 sekondes met 'n TKO vir die wenner van die blou span, Kabous Stoffard Engelbrecht. Kabous, dit was 'n ronde, dit was 'n vinnige ronde. Jy het uitgegaan, dit geswiek, het gelyk soos 'n spinnekop wat doel gekry het, maar wel daar, hoe voel jy? Ja nee, ek moet sê ek's bly dat dit vinnig eindig. Want die gas tank is klaar, maar dankie Franco, dankie al die supporters, my vrou, familie, al die coaches ter ervaring. Bakkie wat jong gekry vir jou brandewyn, baie geluk. Dames en here, Kabous Stoffard Engelbrecht. Dames en here, ek wil vra vir Kyla Ryden. Kyla, as jy asseblief na vore toe kom. Franco se meisie.
Kayla, ek het nie gedink vanaand gaan so uitdraai nie. Kyk, ek het altyd gedink is 'n droom om die hok te klim. Maar vanaand het ek besef, my droom is om vir die res van my lewe jou langs my het te vir altyd. Kayla Leiden, sal jy asseblief met my trou? Dames en heren, baie geluk. Sê dit by mekaar vir Franco en sy vrou. Ja, lekker, stresvlakke loop bietjie hoog. Gaan nou stres so. Ja, ek sien nou uit dat ek kan nou kom. Is nog altyd hoor. Nie altyd verwagtinge gehad soos wat dit geloop het nie. Ja, dat manne verbaas 'n mens wat hulle kan doen en wat die ander ou wat jy nie gebak het kan doen. Ja, ek's reg gevoel, confident daar. Net al die gedagtes uit my kop uit kry en stresvlakke loop hoog so. Ja, nee, dit is lekker. Dames en heren, die volgende geveg is geskeduleer vir 3 rondes van 3 minute in die swaargewig divisie. Vir die eerste vegter van die Belouspan. Hy is tweebedag met Knoffel vanaf die plaas Senatla Hekpoort. Hy staan vir 190 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Vincent Knoffel Bandiet Bell. En sy opponent in die rooi span. Hy stoei daagliks met mielie, sojabone en beeste vanaf die plaas Vlaknek Vrede. Hy staan 184 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Mark, die piano lifter Cockcroft. Hierdie geveg is met trots geborg deur Wildman. En die deure sluit op ons finale geveg van die prelim kaart. Baie meer versigtig hierdie keer wat hulle uitkom. Die manne lyk asof hulle mekaar bietjie wil uitmeet eers. Die man met die vinnige handjies. Paul. Vinnige 1-2. Hy lyk baie lig op sy voete vir so groot man. Daar 'n loodpoot wat daar kontak maak. Vincent lyk nie asof hy lankie binne wil wees nie. Elke keer alles wat hy gooi hy met 'n verskriklike lelike intensie daar agter. Skop een teen die knie vas, een teen die bobeen. Maak wat lyk of hy baie hard slaan. Al twee hierdie manne is goed. Die swaar gewigte as hulle gaan land is dit 'n vinnige fight. Ek sal daai skoppe van hom wat hard vlieg. Mark is aan Neil se kant. Hy word gecoach deur coach Neil Geyser. Ek sal wil hê hy moet bietjie die fight grond toe vat. Dit lyk nie asof hy kan reg hang met daai bene nie. Daai skoppe wat hulle merk vind, daai been kan nie langer dit hou nie. Jy begin daai gewig van die voorvoet afplaas. Hy kom net nie in Vincent se Hy kan net nie in hy strike zone inkom nie. Presies dit. Hy kom net wat hier hou vat. Maak kan bly wees uit sulke geel oud bome. Vir been anders het hy nou al gesit. Dit is twee groot stompe daai. Maak het 'n baie goeie chin het ook. Ek moet sê hy twee houe geëet daar. Vroeër en dit het hom nie baie gemaak. Nee, hy het lank gestaan.
Daai been wat nou lekker hou vat. Sy weer. Vincent, Ja, hy het 'n lelike ken aan hom hy. Hy is nie bang nie en hy kry een van sy eie. Ja. Vincent verskriklik lig op sy voete. As ek Vincent is, sal ek hou vir daai skop. Absoluut. Was niks Skop op die bobeen. Miskien selfs kyk of hy sy skoppe ondertoe kan skuif na die kuite toe. Ja. As jy ou se lewe nog slegter wil maak, doen jy dit aan hom. Ek het regtig 'n indruk met Mark se ken. Hy eet daai houe verskriklik. Kom ons kyk of hy net weer pas hy en hy druk hom teen die hok vas. Daai hom op. Double underhooks, maar Vincent vat die ander hoek terug. Overander. Mark eindig bo op. Kom ons kyk of Neil Geyser se kennis deurdra na vanaand toe. Jy kan met Mark se fisiek en sien hy's 'n baie sterk man. Hy kan 'n squeeze sit op jou. Ja. Al wat hy regtig kan doen is hierdie ronde bo eindig en hoop dis genoeg om die ronde in sy kant te swaai. Ek dink die scorekaart op die houe, die striking van Vincent dink ek het op Vincent, ja, ek dink dit hom dalk die edge vir. Maar ek dink Mark weet nou waar hy moet gaan. Vincent weet ook waar hy moet gaan. Albei van hierdie manne het mekaar nou bietjie uitgelees. Hulle weet waar hulle kan wen. Hulle ken hulle sleutels tot sukses. Nou ek dink Mark moet grond toe en ek dink Vincent moet weer werk op daai skop. Absoluut. Daai been veral nou na hierdie eerste ronde as hy nou 'n bietjie gesit het en hy word gaan so 'n bietjie afkoel, die adrenalien begin nou stabiel raak. Mag dalk gebeur as hy hoe meer jy gewig op daai been sit, hoe seerder raak hy ouetjie en jy kan nie meer van hom afslaan nie. Nee, ek dink hy behoort nou hierdie tweede, miskien die derde ronde sal daai skoppe begin groot dividende betaal. Hy skop staan in die middel. En die skare is op hulle voete vir die ronde 2. Ek dink ons is iets in vir iets groots nou. Weer stadig om te begin, voel mekaar uit. Altyd van hierdie manne weet hulle opponent is gevaarlik. Ja, sy weer terug op sy skop. Daai net daar 'n halfvat gecheck. Ja. So guys, sal ek weer vinnige twee hande. Dan bly sy regterhand nie getref nie, maar been wat heeltyd op daai bobeen land. Presies waar hy moet. Dis 'n baie lelike leg kick. Body kick. As hy dit kan doen aan die ander kant van Vincent se lyf, sal hom 2 keer so vinnig seermaak. Mark lyk my bietjie passief. Ja, ek dink is nou ook waar die cardio begin inskop. Jy kan sien al die manne se monde bietjie oop. Asemhaling bietjie swaarder. Daai harde kanon het nou geland. Reguit by die pyp af. Hy definitief sy respek terug. Maar hy nog een, maak kou kraak. Het nou die press moet opset. Hy het hom geskit met daai een. As ek hy sal ek net vinnige 1-2. Dit is asof sy voete baie stadig beweeg en dan het hy 'n baie ligte man se hande. Ja. Ja, hy het 'n paar kanonne daar. Mark lyk asof hy 'n bietjie beheer geneem het van hierdie ronde. Lyk of hy tog die middel van die dekagoon gevat het. En hy sirkel hom. Weer regter skop. Daai een met baie minder krag gegooi. Ek dink Mark het goed gedoen het toe hy bietjie gegooi het. So baie regter van hom as hy hom reguit gaan land is kan hy dalk die fight stop. Miskien is dit 'n strategie in energiebesparing. En dink enigiets sal nou werk vir energiebesparing. Hierdie manne, almal van hulle is nog lekker moer toe na 3 rondes. Maak dit net daai reach van hom is net uit met daai regter. Vincent kom deur met 'n baie groot en ek maak sy kennis regtig graniet. Yes. Ek dink nie ek kan hierdie ou se nek.
Dit lyk baie impressive van hier af. Laaste 10 sekondes oor. Kom ons kyk of iemand iets kan maak hiervan. Vincent probeer met 'n overhand. Maak hom terug, hulle albei mis. Laaste ronde. Ek voel amper is 'n derde ronde vir alles, hè? Ja, ek dink hulle is baie gelyk ook. Ek dink hy maak dit dalk nie dom. Ek dink ek het een was vir my tight. Ek maak dit dalk 2 gevat met daai 2 groot regters en daai regter van wat deur gekom het. Ek wonder amper of dit nie 1-1 is. Ja, ek dink amper. Ek dink jy's reg. Vir die laaste ronde ingaan nie. Een ronde oor, manne. En ek sluit vir die laaste keer tussen hierdie 2 soldate. Vir die laaste 3 minute, hier gaan ons manne. Vincent met 'n massiewe regteroverhand. Connect links. Vincent wat sy handspoed is vinniger as Markson. Absoluut. Uit die langer arms ook. Maak met bietjie, hy moet bietjie begin feint. Ek sal wil hy moet hom bietjie begin mok, bietjie links, bietjie regs, bietjie left en dan gooi hy daai bommer. Presies. Hou Vincent op sy tone want op hierdie stadium alles word bietjie net reguit gegooi, niks word opgeset nie. Maak dit hom. Dis wat ons sal sien, maak dit gaan vir die guillotine. Vir die hy het een hak in. Dis verskriklik moeilik om klaar te maak van hier af, maar maak lyk asof hy 'n squeeze het van 'n ander formaat. Hy moet sy ander hak probeer inkry en Vincent se lyf oopmaak. Ja. Daar probeer omrol. Maak is op hierdie stadium net besig om sy arms bietjie uit te brand. Hy moet op hierdie stadium vat mount, hy het klaar mount. Vat mount en laat dit reën maak. En Vincent is uit. Maak trip homself so bietjie. Hierdie manne blaas en hulle blaas hard. Maak hom vorentoe nog steeds. Bietjie van 'n skelmboogie daar geland. Dis nou wat dit is. Tyd hardloop uit. Hulle moet miskien wel 'n round timer hier kry. Altyd van hulle connect. Kort een wat connect het. Maak lyk nie asof hy baie oor het in die tank nie, maar moenie 'n fout maak nie, Vincent ook nie. Vincent weer linkerbeen toe. Maak! Gaan hy probeer klaarmaak in hierdie laaste steek soek vir daai regter. Vincent kom terug met 'n links-regs, baie mooi 1-2. Mooi 1. Kom eens kyk, gaan een van hierdie 2 manne besluit, nou vat ek jou. Nou gaan ek jou donder, kom ons kyk. 10 sekondes, laaste een, kom ons kyk. Vincent lyk asof hy wou begin het iets daar by mekaar sit. En hy doen! Regterhand deur Vincent. Baie moeilik om daai net te roep. Ek het geen idee nie. Al 3 rondes gegaan. Al 2 manne het gaan oorlog voer nou. Dames en here, hierdie geveg wat al 3 rondes gegaan het. Die judges score hierdie fight 30-27, 30-27 en 29-28 vir die wenner met unanimous decision van die blou span, Vincent Knoffelbandiet Bell. Vincent, dit was 3 rondes, was lang rondes, julle is groot manne, julle slaat hard. Hoe voel jy? Nee, ek dink jy daai timer gestop. Gepos. Dit is iets verskrikliks. Maar wat 'n groot voorreg om voor 5000 mense kan fight. Julle, dit is 'n ongelooflike show wat Janeman en Cameron by mekaar gesit het.
Dis regtig amazing. Voorreg om hier te fight. Jesus is koning. Dames en here, Vincent Knoffelbandiet Bowell. My vriend. Nou verstaan ek hoekom Morney gesê het ek is onfiks. Hier, ek is dood. Dankie, John. Nee, ek is nog rustig. Ek sou gehoop het die rooi span wen bietjie meer. Daar was 'n paar upsets daarso, maar hopelik maak ons dit nou reg hierso met die main car. Ek is so goed voorberei sodat ek kan kom met my omstandighede goede, maar dis nie 'n verskoning. Jy kan sien is 'n bul van morgenson af. Nee, hy kan dit maak. Hy's nie bang daar op sy kop nie. En die familie is hier omtrent 60 hier agter hom. So as hy gaan verloor het, hy moeilikheid. Hy het by sy pa geleer boks. En sy pa het op sy ooms geleer boks. So hy het aan die dans goed gestromp. Ag, so raai, ek voel so swanger vrou, die nerves is so. Als ek happy, dan wil ek huil, dan soek ek kos. Maar nee, ek voel nou fijn. Wanneer waar daar uitkom, sê is nie so erg nie. En gaan maar net instap, maak uitstap. Makkelijk is dit. Baie bevoorreg om op die mainkaart te wees, ja. Dis lekker opwinding, is lekker laat die aand, so is lekker tyd om die kop reg te kry en voor te berei. So nee, voel baie goed. Ja, is lekker. Maar is ook nie lekker nie, ek wens ek kon eerst fight en klaar kry. Maar as alright, ek gaan my kap, baie gewig verloor, beweeg nou soos 'n skoenlappertjie. Ja, dit is ook special om deel van die main event te wees. Ek excited wat gaan kom. Nee, ek dink dit is 'n voorreg. Ek dink is tyd om te shine en ek dink die beste te gee en show vir die mense te gee. Van Karel weet ek absoluut niks af nie, maar weer eens, jy berei voor om die beste fight voor te sit. Maak nie saak wie jy fight nie. Ek weet hy het ook hard gewerk en goed voorberei vir hierdie. So ja, dit sal 'n goeie fight wees. Voel geëerd vir dit, so mense weet jy het hard gewerk en dat dit raak gesien is, mense is baie bly daaroor en trots op dit en ja, wil impak maak daar. Om die hooffight van Moereboer 2025 te fight is definitief 'n voorreg. Ek sal nie jok as ek sê dat ek van die begin af met uitdinne met King of the Mat obviously gehoop het daarvoor nie. Nee, sien baie uit. Ek het gehoop om op die hoofkaart te wees en nou soos die main event, so hopelik kan ons die mense entertain also buite. Net so voorreg is dit om opponent soos hy te fight wat jy geweet het van eerstens al professioneel sport gedoen het. So sy kalmness sal daar wees, verstaan jy, hy sal definitief in die regte state of mind die aankom wat klaar help. Ek dink om 'n ou soos hy te fight in die final maak dat jy jou eie interne game bietjie gestep op het. Dit help my baie om te weet ek fight hy so stuur wat almal van die begin af sê hoor hierdie gaan 'n tawwe opponent wees. Ek dink nie mense wil hier kom en nou hoof fight en nie 'n tawwe opponent hê nie. So dit het my definitief gedruk om harder te oefen om weer hier uit te kom. Ek is baie dankbaar daarvoor en ek hoop om nie teleur te stel nie. In die volgende episode van Moereboer kyk ons nou na die 5 gevegte op ons hoofkaart en ons boere gaan hulle staal wys voor die duisendes by die Haarveld Arena.